So almal reg. Okay. Nou, goeiemôre julle op hierdie spesiale Vadersdag diens. Is lekker om by mekaar te wees en net saam te kuier en om sy woord te draai. Kan julle my titel sien daar? Vadersdag in die kol. In die kol. Dis heel interessant dat daai selfe prentjie is ook die prentjie vir sonde, nê. Dis net as die pyl die teiken heeltemal mis, dan is die woord hamer na kahu. Klink vir my so 'n goeie woord. As jy die teiken heeltemal mis, dan is dit die woord vir sonde. En as jy die teiken heeltemal tref, dan is van die woord Christen, ek dink, maar in elk geval. In die kol, ons gaan kyk na die boek Kolossense. As jy jou eie Bybel wil gebruik en bietjie jou eie Bybel wil deurblaai, kan jy, maar ons gaan letterlik net in die kol bly vandag. Julle weet my gunsteling boek oor menswees is Filippense. Die boek net voor hierdie ene, dis seker kort boekies, kort briefies. Julle jong mense, julle studente, moet nooit ooit sê ek weet nie wat in die Bybel aangaan nie. Lees hierdie kort briefies. Waar's Kolossense? Hier heel aan die einde van die Bybel. Is seker kort briefietjies. As jy net daai briewe leer ken en in jou hart laat insink, sal jy die wêreld storm. Jy sal 'n ander man wees vir jou in jou huwelik en jy sal net 'n ander student wees. So lees daai klein briefies oor en oor totdat dit nou dan deel word van jou. Dis Filippense, die een wat dit is Kolossense. En Kolossense is 'n briljante boek, 'n briefie en ek wil net so 'n bietjie daarna draai. Ek wil net so 'n bietjie na die briefie toe draai. Wat gaan hier aan? Okay. Goed. Nou Kolossense, ek gaan hierdie baadjie net uittrek. Dan kry ek warm, dan kry ek koud. Okay. Kolossense is 'n brief, hy vertel ons heel in die begin, hy sê ek Paulus skryf hierdie brief saam met Timoteus. En so hy's in die tronk, en hy skryf hierdie brief vir 'n kerk wat hy baie van gehoor het. Mense het vir hom kom kuier in die tronk. Is lekker as ek was nou die naweek byvoorbeeld by die Nel familie by Mia in die hospitaal en sy sê ja, hierdie hospitaal voel nou deesdae vir my net soos 'n tronk. En ek soos ja, wel Mia, ons kuier by jou en is my so lekker dat ek by jou kan kom kuier in jou tronksel. 'n Meisie wat soos amper 2 weke 'n maand in die hospitaal spandeer. En is interessant, toe Paulus in die tronk was, toe mense by hom kom kuier, want hy was 'n traveler, hy was 'n journer, hy het oral heen beweeg en niemand kon ooit weet waar's Paulus volgende nie. Jy kom by daai dorp waar jy hoor hy is en as jy daar is hy weg. Hulle wou hom doodmaak, toe moes hy weghardloop. Maar in die tronk kon hulle by hom kom kuier. Dit is baie interessant, al die besoekers en die liefde en die kos en die klere en die goed wat mense vir Paulus kom bring het, terwyl hy vasgevang was in 'n tronksel. En jy wonder soms by jouself, nie elke negatiewe ding in jou lewe is nie 'n rede om vir die Here dankie te sê nie. En Paulus homself sê, my boeie is bemoediging vir julle. En so dis interessant vir my. En so Timoteus help hom skryf van hierdie brief en julle sal sien aan die einde en hy praat oor 'n klomp mense, maar hy skryf hierdie brief. Maar interessant, ek weet ons moderne vertalings gooi woorde by, maar dis 'n bietjie gevaarlik, maar ek verstaan die hart agter dit, so daar's niks verkeerd met dit nie. Maar hy begin in die begin en hy sê, ek skryf hierdie brief aan die heilige broers. Nou die Nuwe Lewende Vertaling sê die woord dames daarby. As niks daarmee verkeerd nie. Dames, asseblief luister na my preek vanoggend, okay? Elke liewe woord in die boek Kolossense is vir julle en julle moet daarvolgens leef, en dis vir Christene. Inteendeel op een stadium kom hy en hy sê, daar's nie Griekie, daar's nie Jood nie, dis vir almal. Maar ek gaan nie so modern wees, dat ek mis die feit dat hy sê, ek skryf dit vir broers. Ek skryf dit vir mans wat moet voorloop, ek skryf dit vir die mans wat in kerke moet opstaan, en families moet lei, en in maatskappye, en in die marksplein moet ingaan, en moet doen wat julle moet doen daar buite. Ek skryf hierdie brief vir manne. Ek skryf dit aan julle broers. En ek wou dit vir julle noem, want dis belangrik, want dit staan in hoofstuk 1. En in hoofstuk 1 is die mooiste briefie, lied, gedig, wat jy in die Bybel sal kry oor Jesus, ek dink naas Johannes 1. Naas Johannes sy Kersfees briefie skryf in Johannes 1, in die begin was die woord, na hy sy Jesus briefie skryf, sy Kersfees briefie in Johannes 1, die mooiste gedig wat jy sal kry oor Jesus is in Kolossense 1. Lees dit oor en oor. As jy nie weet wat om te bid nie, maak die Kolossense oop en bid net daai gedeelte. Dit is so mooi, soos dit Jesus vergelyk en vir ons wys, hy is God. Hy is een
hy is God, ons dien net een God. En dis mooi, dis Kolossense 1. Wie is Jesus? Dan Kolossense 2, oor en oor en oor, al wat hy sê in Kolossense 2 is, bly nou net in Jesus. Ons het Woensdag by hom Hendrik se sel, het ons Johannes 15 gedoen, Dis soos, Jesus en God is een, bly in Jesus, pas op vir die wêreld. Dis maar basies Jesus se boodskap gewees. En dis presies wat in Kolossense aangaan. Kolossense 2 sê net, bly in hom. Jy weet nou wie hy is, bly in hom. Julle jong mense, bly in hom. Moenie wegbeweeg nie, moenie jou vreugde op ander plekke soek en vergeet van hom nie. As jy vergeet van hom, vergeet jy van asemhaal. Moenie vergeet nie, bly in hom, bly in hom, bly in hom. In hom, in hom, in hom, in hom. Die hele hoofstuk 2 is in hom, in hom, in hom, in hom. En maar ek wil dan draai na die praktiese gedeelte van hierdie asemrowende boek. En dit is hoofstuk 3. En so in hoofstuk 3, as jy dit oopmaak en jy sien ek het daar vir julle 6 punte neergeskryf. Ek wil hê julle moet fokus op daai sy, daarso. Ek wil hê julle moet fokus op hierdie punte want dit is vir my so prakties dat ek dink as jy dit in jou kop oefen, selfs al weet jy nie wat in die Bybel staan nie, sal jy weet dis waaroor hierdie brief gaan. En al waaroor hierdie brief gaan, mans, luister mooi, is waaroor dink jy? Wat doen jy by die huis, by die werk en as jy kuier? Waaroor dink jy, want dit bepaal wat jy doen by die huis, by die werk en waar jy kuier? Ek bedoel, dis Kolossense. Wat jy dink is wat jy doen en wat jy doen, gaan jy doen by die huis, by die werk en waar jy kuier. En dit is so prakties soos dit, mans. Dit is so prakties soos dit en tog gaan ons van die pad af, want ons fokus nie op hierdie eenvoudige lekker ritme nie. So kom ons spring daarin. Ek gaan net vir julle Bybel lees. Kom ons lees net hierdie mooi hoofstuk saam en dan sluit ons hom af en dan kyk ons wat ons lekker hoe kuier ons. Kuier is die laaste punt. So, so, punt nommer 1. Ek het ek punte daarso. Wat is die volgende skyfie? Het ek dit daar op die skerm? Ja, so ek het dit op. So punt nommer 1. 'n Vader moet bo die son fokus. Paas, luister baie maar vir my. En weer eens, elke keer as ek sê Paas, Susan, praat ek met jou, jy hoor my, jy hoor my hart. Gun my, ja, exactly, dankie, gun my vandag. Dames, jong dames, Milaitjie, ek praat met jou, mooi. Paas, jy moet bo die son begin dink. Jy skuld jou huis, jou werk en jou kuiers om te begin in die oggende met die Here en te sê, Here, ek begin my dag om bo die son te dink. Jy skuld die wêreld, Christenmans skuld die wêreld die leierskap, waar ek begin my dag deur om te sê, Here, my denke is uit die gutter, my denke is uit politiek, my denke is uit die samelewing. Weet jy hoe belangrik is dit om hier en daar 'n man in jou lewe te hê, dat as julle saam by mekaar kuier, daar hierdie ongeskikte man tussen die ander mans is, maar terwyl jy besig is om te praat oor politiek, dan maak hulle jou stil, en jy is besig om jou foon op te tel, en vat hulle jou foon weg, en hulle sit jou foon daar neer, so asof hulle jou baas is, en jy beskiklik sit jy daar, en jy kan nie dink wat jy wil dink nie, jy kan nie doen wat jy wil doen nie, want ons ander mans tussen jou, wat net heeltemal die gesprek oorneem, en sê, kom ons kry ons kop 'n bietjie weg van hierdie wêreld af. Weet jy, almal het sulke mense nodig. Almal het sulke mense nodig, waar jy net iemand in jou lewe het, wat net vir jou sê, kan ons net so 'n bietjie hoor dink? Kan ons net so 'n bietjie dink aan iets anders as wat voor ons neuse is? En God weet ons het dit nodig, mans. Want die algemene man met wie jy kuier is nie soos jy nie. Hy sit nie in die kerk nie, hy stel nie te belang in God nie, hy besef nie sy afhanklikheid van God nie, en jy kan nie soos hy wees nie, hy moet soos jy word. En daarom het jy 'n verantwoordelikheid, kry jou gedagtes bo die son. Daai is my sinnetjie, en vir van julle wat al lank by my kuier, dalk onthou julle, dis een van my gunsteling preke wat ek gepreek het, Bo die son. Weg van die aarde af. Nou hoor hoe mooi sê Kolossense dit, en is so prakties en so mooi. Aangesien julle, dis nou waar die hele hoofstuk 2 gaan, hy koppel hoofstuk 2 aan, jy het gesterf in Christus, jy het opgestaan in Christus, mans, jy het 'n nuwe lewe. So, omdat jy jouself nou 'n Christen noem, nou sê hy, aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat daarbo by Christus is. That's it. Wat is daarbo by Christus? In hierdie week kuier ek met 'n ander man wat probeer om hierdie te verstaan, en hy sê, ja,
Soos in die hemel, so op aarde. En weet julle, in die hemel is daar nie armoede nie, in die hemel is daar nie siekte nie, in die hemel is daar nie, en ek is soos, bly stil, in die hemel aanbid ons God. Ons is so dat ons wil alles wat ons op aarde ervaar hemel toe vat, in plek om wat in die hemel is aarde toe te vat. Hoekom is ons bekommerd of daar depressie in die hemel is? Die probleem is, op aarde word God nie genoeg aanbid nie, want in die hemel word God aanbid. Het julle laasweek gehoor, ons Openbaring 5 lees? Wat gebeur in Openbaring? God word aanbid, soos in die hemel, so ook op die aarde. So die vraag is, in plek om te probeer om te kyk hoe kan ons die negativiteit hier onder ons breek, kan ons kyk om dit wat wel daarbo aangaan aarde toe te bring. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Mans, eer die Here in alles wat jy doen en in elke omstandigheid, al is dit hoe seer, hoe swaar, hoe siek, doen wat in die hemel is op aarde en gaan lees. Gaan lees, dis nie so moeilik nie, gaan lees wat gebeur alles in die hemel. Want hy sê, streef na die dinge wat daarbo by Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Streef daarna. Die woord streef is 'n doenwoord. Streef is 'n doenwoord. So as jy in die Bybel lees, hulle is besig om al hulle krone af te haal en om te sê heilig, heilig, waardig, waardig, streef om dit te doen. Streef om nou al te begin om te doen wat daarbo aangaan. Vers 2. Laat julle gedagtes beheer word deur hemelse dinge. Dit is mooi. Nou natuurlik, julle mans wat dink natuurlik gaan ons luister nie, natuurlik gaan jy praat oor politiek en natuurlik gaan jy praat oor die weer en natuurlik gaan jy praat oor dinge wat hier onder aangaan. Niemand wil hê jy moet 'n boeddhis wees en op 'n berg gaan bly en jou hare afskeer en oranje dra en hierdie hele tyd sing. Niemand vra vir jou om dit te doen nie, hoor. Dis nie wat ek sê nie en dis nie wat hier staan nie. Maar come on, die meeste van julle, almal van julle is volwasse genoeg om te verstaan wat hier staan. Oordeel 'n bietjie jou gedagtes en kyk 'n bietjie wat se tipe man, wat se tipe mens is jy in die samelewing. So jou gedagtes moet beheer word. Wanneer jy praat oor dinge, kyk 'n bietjie of die hemel deel is daarvan of is dit net aards. Nie deur dinge op die aarde nie. Nie deur dinge op die aarde wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En mans, ek weet die wêreld is swaar daar buite. Ek weet dit dalk nie direk soos julle nie. I'm not fake. Ek verstaan dit. Ek verstaan hoe cushy en lekker dit is om pastoortjie te wees en al dit te geshelter te word en mense en julle in my lewens beskerm my en help my en ek is onder geen illusie as ek kuier met julle en ek hoor hoe swaar dit daar buite gaan nie. Ek is onder geen illusie as ek kuier by mense nie. Ek kuier by so baie mense. Ek sê nou die dag vir Jaco, dis moeilik. Mense raak moeg om altyd by mense te kuier en alles is net seer. Almal kry net swaar. En jy gaan van huis tot huis en jy hoor net hoe moeilik dit gaan by mense. Ek weet dit gaan swaar daar buite. Ek leef onder geen illusie nie. Maar wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En daarom as jy konstant net besig is om vir jou vrou en jou kinders te vertel hoe moeilik dit daar buite gaan, moet jy weet, dis al waaroor jy gaan dink. Dis al wat jy gaan doen by die huis, by die werk en by jou kuiers. En daarom kom hy met hierdie intreeslag. Hy sê, come on, moenie net dink aan wat die slegte goed hier onder ons. Laasweek se preek van Habakuk, nê. Hy gaan aan, hy sê, julle het mos saam met Christus gesterf. En jou lewe is mos nou veilig by hom weggesteek. So hy probeer sê, hoekom worry jy so baie oor die geweld en die armoede en die siekte? Hierdie is mos nie eintlik jou huis nie. Nou, maklik om te skryf, moeilik om te leef. Ek verstaan. Ja, ons almal gaan hemel toe, maar my kinders het nou denims nodig. My kinders moet nou, universiteit moet nou betaal word. Ek hoor jou, maar nou. As ek lief is vir my vrou, moet ek nou vir haar daai Gucci handsak koop? Is dit Gucci? Ek weet wat ek moet nou hierdie dinge gaan. Ek is met julle, bly by in die gees en hoor wat hy hier sê, want dit is belangrik. Wanneer Christus, wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom in heerlikheid verskyn. Hoor wat sê die skrywer van die Bybel. Get your head out of the gutter. Dink aan die hemel. Dink aan sy terugkoms. Ek weet dit gaan swaar. Ek weet julle sukkel. Ek weet jy sukkel net
Jy werk jou mors dood en dit voel net asof jy nêrens heen gaan nie, jy trap net die grond onder jou voete uit. Maar moenie dat dit jou enigste realiteit wees nie. Hy kom terug. Ons het 'n woord in Christendom vir dit. Dis die mooiste woord. Weet julle, hierdie woord was 'n gebed in die 1100s. Dat die monnike, hierdie mans sit nie trou nie en sit heeldag in kerk en bid net heeldag en vrouens is nonne, mans is monnike. Die eerste Christene wat net heeldag gewag het en hulle wou trou met God en wou nie trou nie en wou net hulle self vir die Here gee. Julle weet waarvan ek praat in die geskiedenis. Daai monnike het aanhoudend oor en oor soos 'n mantra, as jy dink aan die ooste, nê, soos 'n sê ding, oor en oor net bly sê, Maranatha. Maranatha. Dan stap jy in die monnikplek in, dan sing hulle dit. Die mans, dan loop hulle verby mekaar en dan mag hulle nie met mekaar praat nie. Ek het dit al geleer, hulle skryf oor hierdie goed, dan sê hulle, jy moet so bid dat jy nie dink oor wat jy bid nie, dat jy net word wat jy bid. Jy dink nie wat jy bid nie, jy word net wat jy, dis weird, dis 'n baie weird tyd. Maar al wat hulle loop verby mekaar en al wat hulle sê is, Maranatha. Maar dis die oudste gedokumenteerde gebed in die kerkgeskiedenis. Praat nou nie van die Bybel nie. Waar mense net mekaar net aanhou sê het, Maranatha, oor en oor en oor. En ek met myself, as dit in die 1100s een van die mees bekendste sê dinge is. Nou dis 'n Arameese woord en hulle die Griekse syllables, die Griekse klanke gevat wat by die Arameese woord pas en dit aan mekaar gekoppel en dis die woord Maranatha. So Maranatha Grieks, Latyns, Latyns. So Maranatha is 'n Latynse woord wat van die Aramees afkom, wat hulle net so gehou het en gesê het, bid dit net. En wat beteken dit? Kom Jesus, kom. Kom Here, kom. Kom Here, kom. Dis daai wederkomsgedagte wat God al van daai tydperk vir hulle wou sê is, luister, dink net aan my. Bid dat ek terugkom. Dink aan wat gebeur as ek môre terugkom. Ons het die liedjie gesing, Lachelle kies die liedjie, sy weet nie waaroor ek preek nie, en sy sing daai liedjie, ek wil gereed wees as Jesus kom. Maranatha. Julle jong mense, droom oor julle toekoms, maar moenie ophou bid nie. Maranatha. Ek wil gereed wees as Jesus kom. Dit is mans julle fokus. En dan van daai spasie af is alles wat jy doen, lei jy jou huis, jou werk, jou kuiers met hierdie gedagte van mans, die Here kom terug. Ons kan nie so praat nie. Mans, die Here kom terug. Kom ons fokus 'n bietjie op die positiewe. Kom aan julle, nee, dis nie waar nie. Kom ons wees positief. God is in beheer. Kom aan julle, die Here kom terug. En daai gedagtes sal ons samelewing lei en ons kerke gesond maak. Nommer 2, nou gaan ek vinniger gaan. 'n Vader moet die ou mens uittrek. Nou ja, dis 'n sinnetjie uit die Bybel, maar toe ek dit neerskryf, toe sê ek, julle ouer mans, dit praat nie van die ou vrouens, julle moenie julle ou vrouens uittrek. Dit is 'n gedagte, sorry, my kop kry dit uit die gutter uit. Sien julle hoekom ek die eerste beginsels so nodig het? Julle moet die ou mens uittrek, okay? Dit het niks met ouderdom te doen nie. So, jy moet die ou mens uittrek. Nou, dit is so belangrik om te verstaan, hy gaan nou na jou kyk, na jou dade. Daar's 2 goed wat jy moet doen. Jy moet wat oud is, uittrek, en wat nuut is, aantrek. Ek gaan dit net vinnig vir julle lees, ek gaan nie te veel tyd hier spandeer nie, maar hoor hoe mooi is dit. Daarom, wat ek nou net gesê het, daarom, omdat ons moet dink aan die hemel, en aan sy wederkoms, en hy kom terug, en dis wat belangrik is vir 'n man. Daarom moet julle daardie deel van julle, wat op die aarde gerig is, man, julle is gerig op die aarde. Daarom moet julle die deel van julle wat op die aarde gerig is, doodmaak. Doodmaak. Nou noem hy een ding en verskillende betekenisse vir een ding. Nou, die jong mense is nie hier nie, nee, ons is almal uit. Hierdie een ding is die krisis. Mense het boeke hieroor geskryf. The sin of every man. Ons spot nie eers daaroor as ons sê, what sells? Wat verkoop? As jy 'n oorlosie wat wil verkoop, op wiese arm moet jy die oorlosie sit? As jy 'n mooi kar wil verkoop, as jy gaan na 'n mooi golfdag en jy wil 'n waterpytjie en jy wil almal by die waterpytjie stop, wie moet die bure vir die mans gee? Wat verkoop ons samelewing? Wat maak geld woeker? En julle almal sit daar's baie skynheilig en julle kyk my soos, weet jy pastoor, ons wag vir jou, sê dit, kom ons dare jou, sê dit. Nog niks het verander onder die son.
En omdat ons samelewing deur mans beheer word en die plesiere van ons oë en die plesiere van ons begeertes en dit wat ons begeer onder Adam en ons sondige natuur en die val van die man nie dieselfde bly. Skryf hy dit neer en hy sê, mans, moenie ignore nie, moenie so Christelik wees dat jy vergeet wat in jou hart woeker nie. So kom Adam vir Eva geluister het. Meeste mans luister vir kaal vrouens en dis 'n groot krisis. Daarom maak dood. Dis ek het dit gesê, as julle studente happy. Okay. Maak dood wat? Onsedelikheid. Dis so 'n mooi Afrikaanse woord. Gaan Google wat dit is. Onreinheid, welis, slegte begeertes, gierigheid, wat net wil vat. Want dit is 'n afgod. Hoeveel mense het affairs? Hoeveel pastore val vir hulle gierigheid, vir hulle welis, vir hulle drange? Hoeveel pastore het affairs en maak droog en verloor alles in die lewe? Hoeveel huwelike verbrokkel van die vrou of die man? Luister, die Here het ons geskape en hy ken ons gebrokenheid. Hy sê, hier's jou krisis wat jy moet uittrek in jou lewe. En as jy daarmee mors, as jy dink, die Here se genade, hy vergewe my en jy bly leef daarin, moet jy weet, dit gaan deurkom in jou wat? In jou huis. En in jou werk, en in jou kuiers. Kyk wat doen mans na werk. Hulle wil nie huis toe gaan nie, want die asblik het oorgeloop en hulle het vergeet om dit uit te gooi. So hulle gaan kuier en hulle gaan drink 'n biertjie saam met 'n klomp mans en hulle is by girls en hulle praat oor dit en hulle gedagtes en hulle woorde en hulle is lag en is 'n geremoerende gehoor. En Christen mans word in sulke plekke gevind. Hoekom? Want hulle lees nie Kolossense nie en hy sê hy waarsku jou, bly weg van sulke plekke af, want is afgode diens en jy kan nie twee gode gelyk dien nie. Jy jok vir jouself. As jy besig is met hierdie gedagtes, jok jy vir jouself. So as jy daarmee besig is, sê hy, want hierdie dinge is deel van julle. Hierdie is die gedeeltes van julle wat nog op die aarde gerig is. So begin dit doodmaak. Romeine 1, net vinnig, gaan lees Romeine 1. As jy hiermee worstel, gaan lees Romeine 1. As seksualiteit vir jou 'n groot probleem raak, die grootste teologiese boek in die Bybel, Romeine, sonder enige twyfel, die boek wat die meeste oor teologie praat in die Bybel is die boek Romeine. Gaan kyk hoe begin Paulus die boek Romeine. Gaan lees net die eerste hoofstuk, seuns, manne, dames, gaan lees net die eerste hoofstuk. Gaan kyk wat staan daar. Gaan kyk wanneer hy sê, om hierdie rede het God hulle aan hulle eie sondige hartstogte oorgegee, met die gevolg dat hulle onsedelikheid begin bedryf het, deur oor en weer immorele praktyke met mekaar se liggame te beoefen. En kyk hoe ryp is seksualiteit onder jong mense. Jong Christene trou nie eers mee deesdae nie. Ons het heeltemal van God se beginsels vergeet. Waar is die paas? Waar is die paas wat hulle seuns oplei en sê, my seun, jy maak 'n eerlike vrou van haar. My seun, sy's God se dogter. My seun, as iemand met jou sussie mors, vermorsel ek hom. As jy met God se dogter mors, vermorsel hy jou. Verstaan jy die vrees van God, my seun? En niemand leer dit meer nie, en daarom los God ons, en het ons die samelewing en die kerke wat ons het. So vers 6, dis nou wat hy in Romeine sê, maar hoor hoe skryf hy dit nou vir hierdie klein kerkie in Kolossense. As gevolg van sulke dinge, mans, kom die toorn van God oor die seuns, nou die nuwe vertaling het daai woord uitgehaal, ek weet nie hoekom nie, want hier is geskryf vir manne, kom die toorn van God oor die seuns van ongehoorsaamheid. As gevolg hiervan, kry ons swaar. Ja, God straf ons. Dis nie die duiwel nie, hoor. Jy kry swaar, jy sukkel om te doen wat jy doen, en jy kry swaar, want God is besig om jou pakslae te gee, en niemand kan werk terwyl jy huil nie. Ook julle het vroeër daaraan meegedoen, toe julle nog onder hulle geleef het. Wie is jou vriende? Met wie kuier jy? Waaroor praat jou pelle? Moenie vir my sê, ja, ek sukkel om die Bybel te lees, ek hoor nie waar daar staan nie, dit praat nie met my nie. Met wie kuier jy? Waarvan is jou gedagtes vol, maandag tot Vrydag? As jy in die kerk sit, ek was in die kerk, maar ek het niks gehoor nie. Die dominee het weer net 'n klomp goed gesê. Weet jy hoekom hoor jy niks? Want jy leef tussen sulke mense, en jy geniet dit. Jy distansieer jouself nie van hulle af nie.
Jy kies nie ander vriende nie, jy kies nie 'n selgroep in die week of 'n plek waar mense oor ander goeters dink nie, want jy kuier. Toe julle nog onder hulle geleef het julle net soos hulle gemaak. Pas op wie jou vriende is. Raak daarom ook, maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslae. Nou gaan hy sê wat gebeur, miskien is jy nie aktief besig met hierdie immorele gedrag nie, maar hoe weet jy dit is op pad? Hoe weet jy hierdie immorele gedrag is op pad? As jy met hierdie pelle van jou kuier en alwaaroor hierdie pelle praat en dink, is die volgende lysie. Nou noem hy dit vir jou as 'n waarskuwing. Hy sê, raak ook ontslaaf van hierdie dinge, want hierdie dinge gaan lei na God se woede. Okay, jy moet meer heilig wees as jou pelle. Jy's 'n Christen, jy's 'n Christen man, jy moet anders wees. So hier's die dinge wat jy op moet fokus terwyl hulle probeer om hulle gedrange in beheer te kry. Hier's waarop jy fokus. Jou hart. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering, onwelvoeglike taal wat uit jou mond kom. Julle lieg, moenie lieg vir mekaar nie, want julle het mos hierdie ou mens in sy gewoontes uitgetrek. Alles innerlike karaktereienskappe, nie uiterlike nie, innerlike karaktereienskappe. Die nuwe mens moet julle aantrek, wat tot volle kennis en die beeld van die Skepper vernuwe word. Hy maak jou nuut. Jy's nie dadelik nuut nie. Jy gaan nie vandag huis toe gaan en net, maar hy's besig om jou nuut te maak. Bly net in sy teenwoordigheid. Bly kuier met die regte mense. Vers 11, by die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, dis jou kultuur. Besnedene of onbesnede, dis jou geestelike werke. Barbaar, dis die opvoeding en die skool en die kennis wat jy het. Slaaf of vry, dis jou ekonomiese status, hoe ryk jy is en alles. Maar Christus is alles en in almal. Onthou julle my preek oor goud en strooi? Onthou julle die preek oor goud en strooi? Dit maak nie saak of jy goud in jou lewe het nie, gee dit vir die Here, en of jou lewe so uitmekaar geval is, dat al wat jy het is strooi, dan gee dit ook vir die Here, en almal is een kerk. Dies wat net strooi in hulle lewe het, want hulle ouers het hulle uitmekaar uitgeruk, en dies wat goud het, want hulle ouers hou hulle aan mekaar. Ons is almal een kerk. En al wat hy hierso sê is, moenie so pikkie wees nie. Weet jy hoeveel mense gaan die kerk toe nie, want daar's te veel strooi in die kerk. En ek sê, dit ding is met jou. Wie dink jy is jy? So wie gaan jy in 'n kroeg sit en kuier met daai ouens, want wat, hulle is goud, want hulle vat jou op hulle motorboot, en hulle doen goed vir jou. Dis soos, die kerk doen niks vir my. Luister hier. Hy skryf hier om vir jou te sê, as jy nou begin om met Christene te kuier, verstaan, don't be picky. Want ons is almal dieselfde in Christus. En hy kry swaar op daai manier, en jy kry swaar op daai manier, en hierdie een het baie, en daai een het min, en hierdie een het daai kultuur, en is 'n Zulu, en hierdie een is 'n Afrikaner. Ja, Engelse mense is welkom, julle met Afrikaans leer. En so, dis belangrik om te verstaan, dat almal is welkom in die kerk. En dan gaan hy aan, en sê hy, 'n vader moet 'n nuwe mens aantrek, gaan doen 'n studie oor hierdie, ek gaan nie tyd hier op spandeer nie, dis die vrug van die Gees, Galasiërs 5. Dis letterlik wat dit is, dis Galasiërs 5, dis so mooi, hy sê, daarom, omdat julle God se uitverkorene en heilige geliefdes is, al wat dit sê is, omdat God besig is met julle. Julle is mos nou nuwe mense, nou is hy besig met julle. Hy sê, beklee nou julle self met. En dan noem hy 10 dinge, soos die 10 gebooie. Nee, my dogtertjie ken die 10 gebooie. Okay, ken julle die 10 gebooie? Okay, mans, hier is jou 10 gebooie. Hier is 10 beginsels wat enige man moet streef om na te leef gemeente. En hy gaan vir jou 2 redes gee ook hoekom dit belangrik is in hierdie paar versies, maar al wat hy sê is, hier's die 10 dinge, ek lys hulle vir jou. Beklee jouself met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, verdraagsaamheid, vergifnis, die belangrikste is liefde, en onthou vrede, en onthou dankbaarheid. 10 dinge. Gaan lees dit. En hy gee vir jou 2 redes. Daarom, omdat jy 'n Christen is, en dan later sê hy, en omdat jy in 'n kerk is. Omdat jy hier kom sit, omdat jy sê jy is deel van Christenskap, omdat jy jouself assosieer met 'n liggaam, moet jy so leef. As jy nie jouself 'n Christen noem nie, en jy is nie deel van 'n gemeenskap wat 'n sekere riglyn het nie, man, doen net wat jy wil, en kom ons kyk of jy hemel toe gaan met genade. Maar,
as jy sê nee, ek streef saam met 'n familie, ons het 'n identiteit, ons van is Hudson, ons is 'n sekere tipe mens, nê, en ons streef na daai identiteit. Hier is ons identiteit. Hier is wat ons as leefgemeente na streef. Gaan lees dit en gaan dink 'n bietjie oor al 10 daai beginsels. Ek het begin om daaroor te praat, toe besef ek net ek gaan julle hier so hou, niemand gaan boerewors eet nie. Okay, so punt nommer 4. 'n Vader moet sy huis geestelik lei. So jou denke, nou doen jy iets daaromtrent, jy raak ontslae, jy trek aan, jy trek uit, jy trek aan, nou wat? Laat die woord van Christus in sy volle rykdom in jou woon. Mans, lees jou Bybel. Mans, lees jou Bybel. Maar pastoor, ek weet nie wat ek lees nie. Ja, dis wat elke matriekstudent ook sê. Lees jou Bybel. Jy gaan nie slimmer word hier om dit nie te lees nie. En so selfs al lees jy hom en jy verstaan nie wat jy lees nie, jy gaan nie slimmer raak om hom neer te sit nie. Lees hierdie briefies in die Nuwe Testament, lees jou Bybel. Die woord van Christus in sy volle rykdom moet in julle mans begin woon. Ek is nie jou Bybel nie. Jou pastoor is nie jou Bybel nie. Dis die grootste fout wat Christen mans maak. Is hulle maak hulle pastore hulle Bybels. Dis hoekom die kerk so de mekaar is. Gaan lees jou Bybel. Jy's 'n leier, jy het 'n huis. Ek is nie die pa van jou huis nie. Gaan lees jou Bybel. Leer en vermaan mekaar. Paas. Dis jou verantwoordelikheid. Sê vir jou vrou, sit stil en luister 'n bietjie na my. Meisiekind, my kind, sit en luister. Want ek lees die Bybel. En jou lewe is uit lyn uit met God. Maar natuurlik moet jy eers jou dade regkry, né? Begin so lank by jouself, maar dan leer en vermaan julle mekaar in alle wysheid. Ek is die koning, ek is die profeet, ek is die priester en julle sal vir my luister. Dis die pad na 'n egskeiding. As julle ooit gewonder het, hoe skei Christelike mans? Sê dit vir jou vrou. Want sy weet iets wat jy blykbaar nie weet nie. Jesus is my koning, Jesus is my profeet en Jesus is my priester en jy is nie naastenby soos hy nie. En mans, hoe gou jy dit agterkom? Hoe gou gaan jy ophou om daai titels op jou mou te dra, want dit is jy verseker nie. Mag dankie tog Jesus is en jy kan gaan leer wie hy is in sy woord. En so wat jy doen is, jy kom in die wysheid van wie hy is en met dankbare harte dat hy die koning, profeet en priester van jou huis is, begin jy sing oor jou koning en jou profeet en jou priester en jy lees lofgesange en jy sing geestelike liedere. Dit beteken jy praat bietjie oor die Here in die huis tot eer van God, sing jy sy lof. Dis wat in die hemel aangaan. Gaan lees daar, 'n nuwe lied word gesing. En wat julle ook al doen, mans, in woorde of in dade, doen alles in die naam van die Here. Mans, moenie goed doen want jy's nice nie. Moenie goed wees want jy's 'n goeie man nie. Wees goed want Jesus doen dit deur jou. Vertel almal hoekom jy 'n nice ou is. Jesus, doen alles in die naam van Jesus terwyl jy God daarvoor dank. Dankie Here dat ek genoeg geld het om vir my kind vandag McDonald's te koop. Laat terwyl my kind vandag McDonald's geniet, my kind weet as hulle dit nie weet nie, dat ons is dankbaar. Dankie Here vir hierdie McDonald's. Want my kind weet nie hoe moeilik dit is net om dit te bekostig. Maar dankie Here. Leer jou kind wat dankbaarheid is. Ek hoop julle bid voor julle eet. Ek hoop ons dankbaarheid om die eetkamertafel. Ek hoop jong mense leer dat alles kom nie net verniet nie. Ons is dankbaar wees. So vrouens, julle moet hier is nie 'n preek vir julle, ek gaan vinnig lees. Vrouens, julle moet onderdanig wees aan julle mans, soos dit gepas is by mense wat die Here dien. Okay, dankie dames. Mans, vers 19. Net sodat julle mans nie julle vrouens met elmboog nie, vers 19 is vandag. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Want die vrouens gee nie om oor vers 18 nie. En so omdat die vrouens nie omgee oor vers 18 nie, mans moet julle omgee oor vers 19. Want hoor wat sê God, want hy ken jou huis. Okay, van julle huise, want van julle vrouens is net amazing. Maar hy ken meeste van julle huise en daarom sê hy, mans, jy moet jou vrou lief hê. Hoekom?
Jy moenie verbitterd raak teenoor haar nie. Nou nie leefgemeente se vrouens nie. Ek weet wat se man sal bitter raak. Julle is die mooiste vrouens. Julle is amazing. Julle is so oulik. Maar die vrouens daar buite in ander kerke, nê, gee hulle man soveel gas dat die man nou dan so bitter raak, nê. Evelyn? Ja, dis my naam. Wat soek jy? Ek is soos ek weet wat my naam is. Okay, so Stop vir verbitterheid, mans. Ja, die Bybel ken jou. Kinders, julle moet julle ouers in alle opsigte gehoorsaam, omdat dit vir die Here aanneemlik is. Maar hier is nie 'n preek vir kinders nie. Vaders! Papas, omdat kinders nie vers 20 lees nie. Omdat kinders nie omgee oor vers 20 nie. Papas, julle moenie julle kinders treiter, sodat hulle moedeloos word. Die Bybel sê jy moet vir my luister. Jou kind gee nie om nie. Moenie jou kind so treiter met jou godsdiens, of jou geestelikheid, of jou Bybelkennis. Moenie jou kind so irriteer in wat aangaan in hierdie wêreld, dat hulle heeltemal moed verloor met jou nie. Kan nie wag om uit hierdie huis uit te kom en ontslae te raak van hierdie Christendom nie. Daar is soveel jong kinders wat nie kan wag om universiteit toe te gaan nie. Want hulle is siek en sat vir jou Christendom, papa. En dis wat vers 21 sê, is moenie jou kinders so treiter nie. Hulle sal moedeloos word vir jou geloof. Papas, hoor wat sê die Bybel, want die Bybel ken ons huise. Nou, jou werksplek. Slawe. Ek wou sê, steek jou hand op as daai definisie by jou pas, maar ek het toe besluit, ek gaan dit eerder nie sê nie. Maar meeste van julle wat hier sit, dis julle. As jy nou gewonder het, wie's die slawe? Dis jy. As jy ergens moet opstaan en jy kan nie kies om vanoggend net by die huis te bly nie, want iemand gaan vir jou sê, as jy nie verstand gaan geld maak nie, dan is jy 'n slaaf. Okay. So ek dink die enigste wat nie slawe is nie, is ouens wat hulle eie werk het en hulle passiewe inkomste en hulle is nie getroud nie. Okay, grappie. Okay, slawe, julle moet julle aardse eienaars in alle opsigte gehoorsaam. Alle opsigte. Nie met oediens, asof julle mense wil behaag nie. Jy eer nie jou baas, net wanneer hy vir jou kyk nie. Jy's 'n Christen, man. Jy's nie soos die wêreld nie. Hulle doen dit. Ons weet hulle doen dit, ons kla dan konstant. Hoor hoe kla ons daaroor. Jy's anders. Jy werk nie net as hulle vir jou kyk nie. Jy doen dit nie vir jou baas nie. Jy's anders, maar met 'n opregte hart vir vrees vir die Here. Ek wil hoor julle dit. Jy's anders by jou werksplek. Jy het die baas uit die hel uit gekry. So wat? Eer hom. In alle opsigte eer jy jou moslimbaas, jou ateïsbaas, jou vloek en skel en skree en betaal jou niks baas. Jy eer hom. Ons vra die vrouens om ons te eer, so ons beter ons baas te eer, want dit is pretty much dieselfde ding. So hier gaan ons, okay? So vrees die Here. Wat julle ook al doen. Maak nie saak wat se job jy doen nie, maak nie saak waar jy uitgaan in die werkswêreld nie. Werk met geesdrif. Soos vir die Here. Christendom is die enigste antwoord vir Suid-Afrika. Om meer mense Christene te maak wat Kolossense lees, is die enigste antwoord vir ons ekonomie en om arme mense uit armoede uit te haal. Die enigste antwoord vir ons land is Kolossense met die gees van God in die brief. Want as ons met geesdrif ons werk doen, asof ons dit doen vir die Here en nie 'n baas wat op ons gaan skree en ons geld gaan betaal nie. En nie soos mense nie, nie soos vir mense nie. Christenmans in leefgemeente, jy gaan nie maandag werk doen en werk vir 'n baas nie. Jy werk vir die Here. In die wete dat jy 'n erfdeel as beloning, as betaling van die Here sal kry. So hoekom gaan werk jy? Want jy gaan betaal word. Nou jy gaan nie hemel toe omdat jy werk nie, maar die Here probeer vir jou 'n voorbeeld skep. Hey, gaan werk so asof jou loon die hemel is. Kyk nou hoe gaan werk jy. As jy gaan werk met die geloof dat
my werk is my handearbeid en my betaling eendag is ek kan vir ewig saam met die Here wees. Dis nie wat dit is nie. Hy sê dis jou denke. Dis hoe jy dink as jy gaan werk. Ek maak my baas trots. My baas wat my hemel toe vat. Hy gaan my eendag betaal en die betaling is ewigheid. So nou werk ek hardvol. Het jy al gehoor van sweat equity? Jy werk nou en word later betaal. Julle studente, dis presies wat julle nou doen. Sweat equity, jy studeer nou en hopelik later is daar 'n paycheck. Dis 'n Christen. Jy werk nou, die betaling kom later. Werk vir die Here, want jy gaan 'n erfdeel kry en dis 'n beloning in die hemel, want julle staan in diens van die Here. Mans, julle staan in diens van die Here. Elkeen wat verkeerd doen, sal immers vir sy verkeerde dade gestraf word. Niemand word volgens uiterlike dinge beoordeel nie. So wat sê hy vir 'n Christen? Dis jou hart. Dis jou hart. Dis jou hart. Moenie vir my sê, o, ek is so nice, kyk hoe mooi bou ek hierdie huis nie. O, ek is so 'n nice mens, kyk wat doen ek nie. Hoe's jou hart? God kyk na jou hart, mans, en as jy dit doen en jy's nice met die oues hy voor jou is, maar jy skel en skinder en vloek hom van agteraf, wees baie versigtig, want die Bybel sê, werk vir die Here. Julle eienaars. Nou praat hy met meeste vrouens en met mans wat totaal en al base is van 'n klomp mense. Julle eienaars, julle moet aan julle slawe gee wat reg en billik is. En die wete dat julle ook 'n eienaar in die hemel het. Julle mans wat base is, weet net jy het 'n baas. En as jy die mense onder jou sleg hanteer, weet net jy het ook 'n baas en hy kyk na jou. Okay, dis beautiful. Ek dink daai is amazing stukke Bybel hierdie. En dan om klaar te maak, kuier. Julle is al moeg vir my, want dis al waaroor ek preek, en dis al wat ek in die Bybel raak lees. Kuier. Soos ons regmaak om self te gaan kuier, hoe eindig hy hierdie asemrowende hoofstuk? In hoofstuk 4. En al wat hy in hoofstuk 4 mee eindig is, mans, bid. Mans, wat alles self wil fix, bid 'n bietjie. Vra 'n bietjie vir hulp. Vra 'n bietjie vir God se hulp. Gebed is kuier by God. Wanneer laas het jy 'n koffie met God gaan drink? Dis bid. Wanneer laas het jy 'n koffie met God? Wanneer laas het jy na 'n lang dag by die werk net ergens in jou kar gaan stop by die see vir so 10 minute en gesê, Here, ek kom kuier so 'n bietjie by jou. Wanneer laas het jy gebid, soos 'n genuine gebid, en gesê, ek het hulp nodig, my pel, my vriend, my vader, my meester, my eienaar. En net gebid, hy sê, volhard in julle gebed, mans. Moenie moeg raak, omdat jy nie altyd kry wat jy wil hê nie. Hy's jou vriend, hy's nie jou genie nie. Hy's jou eienaar, hy's nie jou werknemer nie. So bid, wees waaksaam en dankbaar as jy bid. Here, dankie dat ek nou huis toe gaan na my vrou toe. Dankie vir my kinders, dankie vir wat ek het. Ek waardeer alles wat jy vir my doen. Alles is genade, niks is verdienste nie. En dan sê hy, en ek wil hierdie inbring, en ek weet ek praat al baie lank, maar ek moet hierdie inbring, want dit is belangrik. Want hy sê dit, en ek wil dit vir julle as leefgemeente sê. Vers 3, mans, bid ook vir my, julle pastoor. Bid ook vir Johan Karel se golfdag. Bid vir die dinge wat julle weet aangaan waar God se naam verheerlik moet word. Maar ek nou praat op die oomblik van my as geestelike ek kan nie van niemand as net 'n geestelike ou wat hier voor agter 'n kansel staan. Bid ook vir my, bid vir ons, sê Paulus, dat God vir ons 'n deur vir die woord van God sal oopsluit. Bid vir julle pastoor. Mans, bid vir my. Ek weet ek is nie in dieselfde wêreld as julle nie, maar ek is in 'n ander wêreld. En so bid maar net vir my. En dan groet hy 10 mense. Ek's klaar. Dan groet hy 10 mense. 10 beginsels vir jou hart, 10 mense wat hy groet. Hy groet 10 mense en hy sê net letterlik nou vir die kerk Kolossense. Luister nie, 'n man is nie 'n eiland nie. En as jy alleen by die huis sit, to have a friend, you have to be a friend. En hy groet 10 mense aan die einde van die brief om vir mans 'n punt te bewys. You can't do this alone. Jy kan dit nie alleen doen nie. Groet daai een, groet daai een, groet daai een, groet so, groet sis, groet selfs die vrouens wat hulle huise oopmaak sodat julle kan kerk hou in hulle huise. Groet hierdie een, groet daai een, groet almal, groet.
Mekaar. Jy het mekaar nodig, mans. En as jy nie hierdie 10 name in jou lewe het nie, dan is jy arm. Dan is jy 'n arm Christen. En jy gaan nie ryk word in die liefde van die Here nie, want ons moet kuier by mekaar, en dan sluit hy af en dan sê hy, en wanneer hierdie brief by julle voorgelees word, ek het sopas hierdie brief vir julle gelees, wanneer hierdie brief by julle voorgelees word, sorg dat dit ook in ander gemeentes, soos in Laodicea, voorgelees word. En dat julle ook die brief wat in Laodicea gelees word op die oomblik, dat julle dit by julle lees. Waarmee eindig hy sy brief? Kuier met ander Christene. Leefgemeente, ons moet mekaar leer ken, maar kuier met ander Christene. Kuier by die gemeente van Laodicea. As julle in julle dorp hoor, mans, dat die NG Kerk iets doen, gaan gooi jou gesig daar. As jy hoor, die AGS doen iets, gaan gooi jou gesig daar. Ons is nie clans nie, ons is nie tribes nie, ons is mans. En so daarom as daar 'n brief uit Laodicea uitkom, gaan lees daai brief. Mans, kom ons kuier met mekaar, ons het mekaar nodig, selfs ander gemeentes. As jy hoor die dorp doen iets, Bellito doen iets vir die Here, raak betrokke. Dis wat hy die brief mee eindig. En ek los dit vir julle, want ek het net vir julle die Bybel gelees. En ons gaan kuier. En hierdie brief, volgens my, is 'n fenominale boek vir elke jong persoon wat bietjie weg is van die huis en weg is van baie omstandighede. Gaan kyk net na hierdie brief. Waaroor dink jy? Wat jy besig om te doen by jou huis, jou studentekampus, waar jy is? Wat jy besig om te doen in jou lewe? En waar jy kuier, wat doen jy? So ek gaan vir ons bid. En hierdie gebed is 'n seëngebed. En raai waar kom hierdie gebed vandaan? Kolossense 1. Kolossense 1 vers 9 tot 12. En ek bid vir julle Paulus se gebed wat hy vir die gemeente van Kolossense bid. En ek bid dit vir julle uit die Bybel uit. Mans, dis van julle mans wat hier sit, julle is nuwe Christene, julle sê pastoor, ek weet nie wat om te bid nie. Maak die boek Kolossense oop. Lees hom en kom by vers 9 en bid net wat daar staan. Dis een van die mooiste gebede wat jy ooit sal kan bid. Bid hierdie vir jou vrou, bid hierdie vir jou kinders, bid hierdie vir jou baas, bid hierdie vir jou pastoor, bid hierdie. Bid net hierdie. God sal luister. En so ek bid die gebed van Kolossense oor Leefgemeente. Kom ons bid saam. Here, ek bid in die naam van Jesus Christus, dat ons gevul mag word met die volle kennis van God se wil. Deur al die wysheid en die insig wat die Gees vir ons gee, om 'n lewe te lei wat waardig is die Here se naam, en hom in alles tevrede stel, terwyl ons vrug dra in elke goeie werk, en in groei in die kennis van God, en deur die mag van u heerlikheid, al die krag ontvang, om geduldig in alles swaar kry, te volhard. Maranatha. Met blydskap, Here, dank ons u, ons Vader, omdat Vader ons geskik gemaak het, om deel te neem, saam met al die heiliges, aan die erfdeel, wat vir ons in die hemel wag. Maranatha. Amen. En amen. Mag die Here met julle wees. Gaan lees Kolossense. Ons is so lief vir julle mans. Die Here seën julle.